Hi almal, welkom by MX Science Lab waar wetenskap wen. In vandag se video gaan ons kyk na die Eludia fotosintese eksperiment en bepaal hoe presies ligintensiteit die tempo van fotosintese beïnvloed deur te kyk na die hoeveelheid suurstofborrels wat die plant produseer. Teen die einde van hierdie video behoort jy te kan verduidelik wat die doel van die eksperiment is, wat die veranderlikes is, hoe jy die data in grafieke kan voorstel en hoekom suurstofborrels so belangrik is. So kom ons begin. Vinnige vraag. As ons 'n ligbron nader aan die plant beweeg, dink jy hy sal vinniger of stadiger fotosinteer? Hou daai antwoord in gedagte terwyl ons deur die eksperiment werk. Die doel van hierdie eksperiment is om te ondersoek wat met 'n Eludia plant gebeur wanneer 'n lamp op verskillende afstande geplaas word. Met ander woorde, ons wil bepaal of ligintensiteit die tempo van fotosintese sal beïnvloed. Jou ondersoekende vraag word gevorm deur die doel van die eksperiment in 'n vraag te verander. In hierdie geval sal ons ondersoekende vraag dan wees: hoe sal ligintensiteit die tempo van fotosintese in 'n Eludia plant beïnvloed? En onthou, jy is besig om 'n vraag te vra. Geen vraagteken, geen punt. 'n Hipotese is jou wetenskaplike opinie oor wat jy dink tydens die eksperiment gaan gebeur. Dit is 'n voorspelling wat jy maak gebaseer op dit wat jy klaar oor die onderwerp weet. Byvoorbeeld, as die ligbron nader aan die plant geplaas word, sal die tempo van fotosintese toeneem. In elke eksperiment is daar veranderlikes. Die onafhanklike veranderlike is dit wat ons verander. In hierdie eksperiment is dit die afstand tussen die lamp en die plant wat die ligintensiteit beïnvloed. Die afhanklike veranderlike is wat ons meet en verander gebaseer op die onafhanklike veranderlike. Hier meet ons die tempo van fotosintese deur die aantal suurstofborrels per minuut te tel. Konstantes is nou weer die faktore wat dieselfde moet bly tydens die eksperiment. Dit is belangrik om dit dieselfde te hou, want anders kan hierdie faktore 'n impak hê op die resultate van jou eksperiment. Voorbeelde hiervan is die tipe plant, die grootte en vorm van die houer, asook die hoeveelheid water en waar daardie water vandaan kom. Daar is nog vele ander wat jy op die skerm kan sien. Die apparaat is die lys implemente en chemikalieë wat tydens die eksperiment gebruik gaan word. Elke klein dingetjie moet neergeskryf word, al is dit net 'n stel tweezers wat jy gebruik om die plant in die beker te sit. Die metode is die stap-vir-stap instruksies van die eksperiment. Dit verduidelik presies hoe die eksperiment opgestel en uitgevoer moet word sodat die resultate betroubaar is. Waarnemings is dit wat jy met jou sintuie kan oplet tydens die eksperiment. Goed wat jy kan sien, ruik, hoor of voel. Ek sal nie aanraai dat jy enigiets probeer proe nie. In die diagram kan ons sien dat hoe nader die lamp is, hoe meer suurstofborrels vorm en hoe verder weg hy beweeg, hoe minder borrels word gevorm. Dit beteken dan dat die plant vinniger fotosinteer wanneer daar meer lig is. Om ons resultate beter te kan verstaan en om kop te hou van wat ons waargeneem het, plaas ons die waarnemings in 'n tabel. Jy moet volgens die metode op elke afstand die hoeveelheid ligborrels gaan tel. So nou sit ons in die tabel dat op 10 cm het ons plus minus 33 borrels waargeneem, op 20 cm was dit plus minus 18 en op 30 cm was dit plus minus 7. Hier kan ons duidelik sien dat die tempo van fotosintese afneem soos die afstand in die ligbron toeneem. Tydens analise vat ons nou die resultate wat ons in ons tabel aangeteken het en ons stel dit in 'n grafiek voor om die data aan ander voor te stel. Baie belangrik om te onthou, wanneer jy 'n skets of grafiek in NW teken, moet dit 'n opskrif hê. Wetenskaplikes hou daarvan om vir alles 'n naam te gee, so begin sommer nou al oefen. Jou opskrif moet jou afhanklike en onafhanklike veranderlikes noem, asook die tipe grafiek of skets wat jy gebruik het. Byvoorbeeld, 'n staafgrafiek wat die invloed van ligintensiteit op die tempo van fotosintese aandui. Jou x-as is die onderste lyntjie in jou grafiek en wys die onafhanklike veranderlike. In hierdie geval, die afstand van die lamp in sentimeter. Die y-as is die regop lyntjie aan die linkerkant van jou grafiek en wys die afhanklike veranderlike wat die aantal borrels per minuut is. Nog 'n belangrike ding om te onthou. Jou y-as moet konstante intervalle hê, byvoorbeeld 5, 10, 15 of 10, 20, 30. Dit hang alles af van die waarnemings in jou tabel.
Dit is belangrik om die verskillende tipes grafieke te ken, sodat jy die regte een kan teken wanneer dit van jou gevra word. 'n histogram byvoorbeeld het kolomme sonder enige spasies tussenin. Met 'n lyngrafiek word die resultate deur kolletjies by die korrekte intervalle geplot, voordat die kolletjies gekonnekteer word met 'n lyn. 'n Staafgrafiek het dieselfde kolomme as 'n histogram, maar waar die histogram se kolomme teen mekaar staan, het 'n staafgrafiek spasies tussen die kolomme. Maak seker dat jy nie die mekaar raak tussen 'n histogram en 'n staafgrafiek nie. Kan jy nog onthou wat fotosintese is? Dit is mos natuurlik die proses waar tydens groenplante hulle eie voedsel vervaardig en suurstof in die atmosfeer vrystel. Vir fotosintese het plante koolstofdioksied, water, klorofil en ligenergie nodig. Die produkte wat gemaak word is glikose wat die plant as kos gebruik en suurstof wat die plant in die atmosfeer vrystel. Chemiese reaksies kan op twee maniere voorgestel word: 'n woordvergelyking of 'n chemiese vergelyking. Met 'n woordvergelyking word die woorde uitgeskryf, met 'n chemiese vergelyking word die chemiese formules uitgeskryf. Maak seker jy ken albei en kan die korrekte een neerskryf indien dit gevra word. Die rede waarom ons hierdie eksperiment doen, is omdat Elodea plante, net soos enige ander groenplant, fotosinteer. Tydens fotosintese produseer die plant suurstof, daarom is die ligborrels wat ons sien in die proefbuis suurstofborrels. Deur te kyk hoe vinnig die borrels vorm, kan ons dan bepaal hoe vinnig fotosintese plaasvind. Uit hierdie eksperiment kan ons aflei dat die Elodea plant vinniger fotosinteer wanneer die ligbron nader aan die plant is. Dit beteken dat ligintensiteit 'n groot invloed op die tempo van fotosintese het. Hoe meer ligenergie beskikbaar is, hoe vinniger sal fotosintese plaasvind. En dit is al vir die Elodea fotosintese eksperiment. Sterkte met jou hersieningswerk en as hierdie video jou gehelp het om die eksperiment beter te verstaan, like en subscribe gerus vir nog graad 8 en 9 NW hersieningsvideo's.